Goeiedag, my naam is Tiaan Gildenhuys en op hierdie DVD wil ek met jou oor 'n baie interessante onderwerp praat en dit is, waarom mag ons dan nou nie varkvleis en skulpvis eet volgens wat die Bybel vir ons sê nie? Maar ons gaan moet vra dat die Heilige Gees ons lei, so aangesien dit alles oor Jesus Christus gaan, kom ons bid gou saam. Vader, in die magtige naam van Jesus wil ons U loof en prys en eer vir die wonderlike voorreg om U kinders te mag wees. En Here, die Bybel sê waar 2 of 3 in my naam vergader is ek in hulle midde. So ons weet, U is hier waar ons die opname maak, maar ook daar waar mense na hierdie DVD sal kyk. En ons vra dat U alleen verheerlik sal word in dit alles. Ons vra dat die Heilige Gees my die pad sal vat, dat ek nie die een sal wees wat spreek nie, maar dat U deur my sal spreek en ook hierdie waarheid uit die woord vir ons openbaar. En Here, dankie dat U ons autoriteit gee vir die Satan, sê Satan, ons bind jou werke hier. Hierdie is heilige grond, wat God is hier teenwoordig en jy sal nie keer dat God se kinders hierdie boodskap ontvang nie. Ek bid spesifiek en ek bind die werking van die gees van godsdiens, van dwaling en verwarring, ook van veroordeling en kritiek wat wil probeer keer, dat mense kennis ontvang uit die woord van God het en julle sal verdwyn in Jesus se naam. Here Jesus, nou vra ons dat U ons toemaak met die kosbare bloed asseblief. Ons vra dat U die engele vir ons opstel reg rondom hierdie perseel en oral waar mense na hierdie DVD sal kyk, sodat U alleen verheerlik kan word. Dankie Here vir die teenwoordigheid. Vat ons nou by die hand en lei ons deur die Heilige Gees. Ons vra dit in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. Nou hierdie DVD gaan ons 5 punte met mekaar hanteer. Punt 1, ons stryd. Punt 2, Petrus en die laken. Punt 3, wat sê die Bybel? Punt 4, wetenskaplike navorsing en punt 5, wat dan nou van skulpvis? Julle almal weet, ek begin altyd met hierdie teksvers, 2 Korintiërs 1 vers 13 sê, want ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie, en ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan. So gaan ons vandag op hierdie DVD lees wat die Bybel vir ons sê oor die eet van varkvleis of soortgelyke goeders en waarom ons dit eerder nie moet doen nie. Want Matteus 22 vers 29 sê Jesus, julle dwaal omdat julle die skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie. En dis ons probleem. Ook rondom die kosse wat ons eet en die goed wat ons inneem, verstaan ons nie dat ons dwaal omdat ons die skrifte nie ken nie. En omdat ons die skrifte nie ken nie, ken ons ook nie die krag van God nie. En wanneer die Heilige Gees hierdie goeders vir mense begin openbaar, dan word dit 'n groot avontuur saam met ons Here Jesus Christus. Maar ons moet net besef mense, ons moet begin lees wat daar staan, verstaan wat daar staan en begin doen wat daar staan. Want in Lukas 6 vers 46 sê Jesus, nou maar wat noem julle my Here, Here, en julle doen nie wat ek sê nie. En as daar nou een ding is wat ek die afgelope 17 jaar in my lewe geleer het van hierdie boek, is hierdie is 'n doen-boek. Dit is 'n praktiese lewenshandleiding. En ek kan net bid dat die behoefte in jou hart ook sal ontplof om al hoe dieper in die woord van God in te gaan en te lees wat daar staan en dan gehoorsaam te raak aan wat daar staan, want dit is ook tot jou voordeel en tot verheerliking van die Here. Kom ons kyk nou by punt 1 na ons stryd. Teen wie is ons stryd? Efesiërs 6 vers 12 sê, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Dis baie mense, weet jy wat, ek glo nie in die duiwel nie, ek glo in die bose geeste en sê ek, haai, weet jy, lees jy nie net wat daar staan nie? Ek interpreteer niks, ek lees wat daar staan en daar staan, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen bose magte in die lig, wat verskillende rangordes het. Ek bespreek dit in baie meer detail op my DVD van praktiese geestelike oorlogvoering, maar daarom moet ons ook besef, dat hierdie magte wil net een ding doen, hulle wil ons verwoes, want hulle haat die mensdom met 'n passie. Nou die Bybel bepaal in Efesiërs 4 vers 27, gee aan die duiwel geen plek nie. Nou het jy geweet, jou liggaam is ook 'n plek, jou huis is 'n plek, jou werk is 'n plek. Nou ek glo persoonlik, ons as Christene gee vir die duiwel plek om ons vinniger dood te maak met dinge soos varkvleis, skulpvis en so meer. Hoekom? Want hy wil ons doodmaak, sê my Bybel. Lees wat het Jesus in Johannes 10 vers 10 gesê, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Die King James sê dit baie mooi, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. En hy sal absoluut enigiets gebruik om daardie doel te bereik, selfs ook kos en ons ongehoorsaamheid aan die woord rondom dit.
Kyk gerus verder op hierdie DVD as jy bereid is om die duiwel in jou lewe te weerstaan en te keer dat hy verder by jou steel, slag en verwoes, ook in jou en jou gesin se gesondheid. Want mense, ons moet een ding reg verstaan. Die Here wil graag hê ons moet 'n lang lewe hê. Met lengte van dae wil ek jou versadig, sê die Here. Hoekom? Want hoe langer ons leef, hoe meer siele kan ons na die Here toe lei. Hoe meer tyd het ons om mense by Jesus uit te kry. Nou Satan wil dit nie hê nie, en hy sal werklik enige wapen teen ons gebruik, insluitende ons gesondheid, insluitende die kos wat ons inneem, om ons juis 'n kort leeftyd te laat hê, sodat ek nie die lang lewe gaan lewe wat God wil hê ek moet nie. En ek en jy moet ook gehoorsaam raak aan wat die woord vir ons sê rondom die kos wat ons inneem. Want daar is spesifieke redes hoekom die Here gesê het sekere goed kan nie geëet word nie, is nie goed vir jou nie, en ons gaan vandag daarna kyk. By punt nommer 2, of hoofstuk nommer 2, noem dit soos jy wil, gaan ons nou kyk na Petrus en die laken, want almal sê ons altyd, ja, maar jy sien daai laken wat na Petrus toe afgesak is, het gewys, daar is niks diere meer onrein nie, hy moes nie goed geslag en eet het. Dis vir my interessant hoe baie gesprekke tussen Christene deesdae neig na die eet, of dan nou nie, van varkvleis en skulpvis, shellfish, byvoorbeeld kreef, krab, garnale, shrimps en steergarnale soos prons. Dan lag ek net in my binneste en ek wonder hoekom. Is dit dalk bloot omdat die Heilige Gees stadig maar sekere woordwaarhede aan hulle begin oopbreek sonder dat hulle bewus is daarvan? Maar tog is daar diegene wat onmiddellik die Joodse konneksie. Die argument is almos ja, daardie tekste in die Bybel was net op die Jode van toepassing, sê hulle. As teenargument probeer gebruik, of die ons is vry van die wet argument, of die niks wat in 'n mens ingaan kan jou onrein maak nie argument, om hulle inname van die betrokke soorte vleis te kan regverdig. Of hulle wys jou gou op die diere in die laken, rein en onrein diere, wat na Petrus toe afgesak was in Handelinge 10, en waar Petrus opdrag gekry het om daarvan te slag en te eet. Neem net kennis dat daardie visioen wat Petrus gesien het, niks te doen gehad het met die eet van rein of onrein vleis nie, maar wel met mense, en dat hy nie een groep mense mag voortrek bo 'n ander nie. Ons sien duidelik hoe Petrus hierdie feit bevestig in Handelinge 10 vers 28. Maar kom ons lees in die Bybel wat het daar gebeur met Petrus. Handelinge 10 vers 9 tot 14 sê, het Petrus omtrent die 6de uur op die dak geklim om te bid, en hy het baie honger geword en wou eet, en terwyl hulle besig was om klaar te maak, het daar 'n verrukking van sinne oor hom gekom. Hy sien die hemel geopend en 'n voorwerp soos 'n groot laken na hom afdaal, wat aan die vier hoeke vasgebind is en op die aarde neergelaat word. Daarin was al die viervoetige diere van die aarde, en die wilde en kruipende diere, en die voëls van die hemel. Toe kom daar 'n stem na hom, staan op Petrus, slag en eet. En Petrus sê, nooit nie, Here, want ek het nooit iets onheiligs of onreins geëet nie. Let net op, dat Petrus hier as Nuwe Testamentiese gelowige praat, na Jesus se opstanding en na Jesus se hemelvaart en na die uitstorting van die Heilige Gees. Hy is op hierdie stadium dus 'n Heilige Gees vervulde Nuwe Testamentiese gelowige, net soos ons vandag. En wat sê hy toe hy al hierdie diere sien en die opdrag kry om te slag en te eet? In Handelinge 10 vers 14 sê hy, nooit nie, Here, want ek het nooit iets onheiligs of onreins geëet nie. So, op daardie stadium, as 'n Nuwe Testamentiese gelowige, nog steeds het hy niks onreins geëet nie. Beteken dit is dalk 'n voorbeeld vir my en vir jou, dat die eet van onrein vleis steeds op my en jou van toepassing mag wees? Want onthou Maleagi 3 vers 6 sê ek die Here het nie verander nie. En Hebreërs 13 vers 8 sê Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in alle ewigheid. So sy siening oor vleis of oor kosse het nog nie verander nie. Maar kom ons lees verder. In Handelinge 10 vers 15 tot 17, en weer het die stem vir die tweede keer na Petrus gekom, wat God rein gemaak het, mag jy nie onheilig ag nie. En dit het 3 maal gebeur, en die voorwerp is weer in die hemel opgeneem. En terwyl Petrus by homself daaroor verleef was, wat die gesig tog kon beteken, wat hy gesien het, staan die manne wat deur Kornelius gestuur was, daar by die poort en verneem na die huis van Simon. Jy sien, op daardie stadium het hy self nie mooi verstaan, wat het hierdie visioen van die laken beteken nie. Dan lees ons in Handelinge 10 vers 25 tot 28, toe Petrus dan binnekom by Kornelius se huis, het Kornelius hom tegemoet gegaan en aan sy voete neergeval en hom hulde bewys. Maar Petrus het hom opgerig en gesê, staan op, ek is self ook maar 'n mens. En onderwyl hy met hom spreek, gaan hy binne en vind baie wat vergader het, en hy sê vir hulle, julle weet dat dit ongeoorloof is vir 'n Joodse man om met iemand van 'n ander volk omgang te hê of om te besoek.
maar God het my getoon dat ek geen mens onheilig of onrein mag noem nie. So my liewe vriende en vriendin, die verhaal van wat gebeur het met Petrus en daai laken wat uit die hemel het afgekom het niks te doen met rein of onrein vleis eet of nie eet nie. Alhoewel ek nou klaar vir jou gewys het wat Petrus gesê het, hoe hy dit doen as Nuwe Testamentiese gelowige. Maar daardie gesig, daardie visioen het te doen gehad met mense. Die Here het deur daardie visioen van die laken met die rein en ondiere te gebruik, het hy vir Petrus gewys, hy mag nie ander mense onrein ag of onheilig ag net omdat hulle nie Jode is, omdat hulle nie so as hy is nie. Sodat dit niks met die eet van rein of onrein vleis te doen gehad nie. En baie mense hak vas by hierdie laken. Almal wil onmiddellik spring na die storie van die laken toe om te sê, ja, kyk daar, ons mag enige iets eet. Dis nie werklik wat die Bybel vir ons sê nie. Maar weer eens, ek kan jou nie oortuig nie. Die Bybel sê net die Heilige Gees kan oortuig. So ek kan maar net bid dat jy self na jou skrifte toe sal gaan, self verdere navorsing hieroor sal doen. Jy hoef my nie te glo nie, mense. Ek probeer niemand se guns wen nie. Ek het gelukkig ook nie eens 'n kerk om te sê ek wil graag hê mense moet na my kerk toe kom nie. Ek het nie so iets nie. Ek prys die Here daarvoor. Ek gaan maar net oral waar die Here my stuur en ons kyk maar na wat die woord van God vir ons sê, want die Here wil ons ook gesond hê sodat ons 'n lang lewe kan lewe. Nou kyk, kom ons kyk nou by hoofstuk 3. Wat sê die Bybel oor die eet van verskillende kosse? Gaan die eet al dan nie van die betrokke soorte vleis werklik om 'n godsdienstige rede? Of is daar iets meer agter die feit dat die Here in die Bybel spesifiek die eet daarvan verbied het? Is dit so moeilik vir mense om te verstaan dat die Here kennis gehad het van die biologie en die microbiologie eeue voor die mens? Hy is immers die bron daarvan. En is dit so moeilik vir Christene om te verstaan dat God nie net lewensbelangrike, godsdienstige en morele reëls in die Bybel neergeskryf het nie, maar ook fisiese gesondheidsreëls? Kom ons kyk nou eers wat het die Bybel bepaal oor die eet van hierdie tipes vleis, en dan kyk ons bietjie na net 'n paar aanhalings uit 'n magdom wetenskaplike en mediese navorsing wat oor hierdie onderwerp gedoen is. Soos 'n skrywer in een van sy boeke geskryf het, die eet van varkvleis en skulpvis is nie 'n sonde wat gaan maak dat jy die hemel mis nie, maar dit kan jou dalk help om gouer daar te kom as wat jy verwag. Levitikus 11 vers 1 tot 12, en die Here het met Moses en Aaron gespreek en aan hulle gesê, spreek met die kinders van Israel en sê, dit is die diere wat julle mag eet van al die viervoetige diere wat op die aarde is. Alles wat onder die diere gesplitste kloue het en wel heeltemal gesplitste kloue en herkou, dit mag julle eet. Maar die volgende mag julle nie eet nie, van die wat herkou en van die wat gesplitste kloue het, en dan noem hy 'n klomp goedjies daar, jy kan hulle almal maar self gaan lees. Ek wil net vandag 'n bietjie inzoom op dit wat hy nou verder daar sê, ook die vark, want hy het gesplitste kloue, ja, heeltemal gesplitste kloue, maar hy herkou nie. Onrein is hy vir julle. Van hulle vleis mag julle nie eet nie, en aan hulle aas nie raak nie. Onrein is hulle vir julle. En dan lees ons verder in Levitikus 11 vers 1 tot 12. Dit mag julle eet van alles wat in die water is. Alles wat vinne en skubbe het in die water, in die see en in die riviere, dit mag julle eet. Maar alles wat geen vinne en skubbe het in die see en in die riviere nie, van al die gewemel van die water en van al die lewende wesens wat in die water is, 'n gruwel is dit vir julle. Ja, 'n gruwel moet hulle vir julle wees. Van hulle vleis mag julle nie eet nie, en hulle aas moet julle vir 'n gruwel hou. Alles wat geen vinne of skubbe in die water het nie, 'n gruwel is dit vir julle. Nou as jy daai lees, my broer en my suster, vra ek jou die vraag af, het calamari, wat is dit, seekat, het hy vinne en skubbe? Nee, maar die mense is lief vir hulle calamari. Die Bybel sê jy mag dit nie eet nie, want dit is 'n spesifieke rede, dit moet 'n gruwel wees vir julle, sê die Bybel. So ook kingklip is 'n tipe paling, hy het nie vinne en skubbe nie. Al hierdie tipe van goed, jy weet, as jy dit dieper gaan begin ondersoek, word hierdie goed vir jou oopgebreek en verstaan jy hoekom die Here sê ons dit nie mag eet nie. Die probleem is juis dat die Christene nog altyd die woord onrein in die Bybel gesien het as onrein slegs in 'n geestelike godsdienstige sin. Wat hulle egter nie geweet het nie,
is dat die Hebreëse woord wat in die Bybel gebruik word vir onrein ook beteken polluted of pollution. Dit beteken dus dat daardie betrokke dier se vleis die mens fisies kan besoedel, pollute, met ander woorde in jou liggaam. Verder weet hulle nie dat die woord gruwel in vers 12 hierbo in Hebreëus ook beteken filth. Dit is phyllis nie. So, dit beteken dat die varkvleis en die skulpvisse se vleis die mens kan besoedel en in werklikheid phyllis vir die mens is. En wie sê so? Die Here homself, want onthou 2 Timoteus 3 vers 16 sê die hele skrif is deur God ingegee. Nou kom ons lees na die waarskuwings wat die Here gee in Jesaja 65 vers 2 tot 5. Ek het my hande die hele dag uitgebrei na 'n opstandige volk wat wandel op 'n weg wat nie goed is nie. 'n Volk wat my gedurig deur in die aangesig terg, wat offer in tuine en rook laat opgaan op bakstene, wat in die grafte sit en vernag in verborge plekke, wat varkvleis eet, en daar is brokke onrein vleis in hulle skottels wat sê, bly daar, kom nie naby my nie, want ek is heilig vir jou. Hierdie mense is 'n rook in my neus, 'n vuur wat die hele dag brand. Jy sien, die Here sê, jy terg hom in sy aangesig as jy varkvleis eet. Dan sê Jesaja 66 vers 17, die wat hulle self heilig en hulle self reinig vir die tuine, terwyl hulle die een nadoen wat in die middel staan, wat varkvleis eet en verfoeisels en muise, almal saam sal hulle tot niet raak, spreek die Here. En dit is baie duidelik. Die Here hou nie daarvan dat ons ongehoorsaam is aan sy woord nie, want hy het met 'n spesifieke rede gesê, julle mag nie die goed eet nie. Julle mag nie muise eet nie, julle mag nie varkvleis eet nie, julle mag nie al hierdie ander goeders eet nie. Hoekom nie? Want dit is nie goed vir jou liggaam nie. Kan niks aan jou gees doen nie. Maar dit is nie goed vir jou liggaam nie. Dit kan jou liggaam aan allerlei siektes en goed blootstel en dan kan jy dalk sterf en dan moet jy nie vir God die skuld gee omdat jy ongehoorsaam was aan sy woord nie. En daar wys ek nou vir jou die vers Hebreërs 13 vers 8 wat sê Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in alle ewigheid. So Jesus se opdragte rakende dit wat ons mag eet was gister so 2000 jaar terug, 4000 jaar terug, is vandag nog dieselfde, sal so wees totdat hy kom. In Matteus 12 vers 25 staan daar, maar Jesus het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê, elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes. En elke stad of huis wat teen homself verdeeld is, sal nie bly staan nie. So, God is nie teen homself verdeeld nie, want hy het gesê, elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes. So die Here sal nie die een oomblik sê, jy mag nie varkvleis eet, en môre sê hy, okay my kind, jy mag maar varkvleis eet nie. God is nie teen homself verdeeld nie. Sy koninkryk is nie teen homself verdeeld nie. Maar kom ons lees verder. Dan moet ons ook oplet, wat gebeur wanneer Jesus die mense voed met die visse en die broodjies. In albei gevalle beveel hy die disippels om al die brokstukke op te tel, in die een geval 7 mandjies vol, en in die ander geval 12 mandjies vol. Met ander woorde, Jesus mors nie met kos nie. En tog laat hy toe, dat die klomp demone wat hy uit legio uitdryf, in 2000 varke ingaan, en hulle in die see laat verdrink. Mors Jesus dan nou hier vreeslik erg met kos? Nee, hy doen nie. Want varke was nie deur hom geag om kos te wees nie. En dis wat die mense nie altyd raak sien nie. Daai tydse mense het nie varke as kos gesien nie. En varke, spesifiek daai 2000 varke, was deel van die offerhandes vir die god Zeus, want daar's 'n tempel vir die afgod Zeus gewees, net langs die see van Galilea in daardie eeue, toe Jesus daar geloop het, en daardie klomp varke was voorstel om aan Zeus geoffer te geword het. So wat het Jesus in een slag gedoen? Hy het sommer al die offerhandes van Zeus ook weggevat in daardie gebied, in daardie tyd. So, Jesus mors nie met kos nie. Varke is nie kos nie. Nou is die kwessie van rein en onrein diere slegs op die Jode van toepassing, so baie mense gou vir jou wil sê? Kom ons lees wat gebeur in Genesis 7 vers 1 en 2. Daarna het die Here aan Noag gesê, gaan in die ark, jy en jou hele huisgesin, want jou het ek regverdig bevind voor my aangesig in hierdie geslag. Van al die rein diere moet jy vir jou telkens 7 paar neem, die mannetjie met sy wyfie, maar van die diere wat nie rein is nie, 2, die mannetjie met sy wyfie. So kyk nou mooi, ons het altyd groot geword en gedink, al die diere wat in Noag se ark was net 2 van elkeen, maar nee, hy moes 7 paar neem van die rein diere.
Nou het jy geweet dat Noag nie 'n Jood was nie? Hoe kan ek dit sê? Want die woord Jood verwys na die mense vanuit die stam van Juda. Juda was een van Jakob se 12 seuns en Jakob is eersgebore meer as 1000 jaar na Noag. Hieruit weet ons dat die hele kwessie rondom rein en onrein diere nie net op die Jode van toepassing is nie, maar op almal in die woord, insluitende vandag onsself as Nuwe Testamentiese gelowiges. Want mense sal gou vir jou sê, nee, maar weet jy wat, ons is vry van die wet, daai was deel van die wet, dan sê ek, nee, wag so 'n bietjie, Noag het lank voor die wet gelewe. Lank voor die wet ingestel is, het Noag opdrag gekry om 7 paar reindiere in die ark te laat omkom en net 2 paar van die onrein diere. Dit was dan ook die reindiere wat deur Noag geoffer was nadat die ark op droë grond geland het. Genesis 8 vers 20 sê vir ons, en Noag het vir die Here 'n altaar gebou en van al die reindiere en al die reinvoëls geneem en brandoffers op die altaar gebring. So Noag het alreeds kennis gehad van rein en onrein diere, eeue voordat dit in Levitikus neergeskryf was om te sê, dit is die wat jy nie mag eet nie. Nou, hoekom sou hy dit gedoen het? Want God het nog nooit verander nie. So God het voor die wet, eeue voor die wet, vir Noag gesê, dis rein, dis onrein. God sê dit vandag nog, en God sal dit sê tot in ewigheid. Daar is nie een enkele onrein dier aan God geoffer nie, wat dan ook bevestig dat die offer van die vleis daarvan, insluitende die vark, nie vir God aanvaarbaar is nie. So, mense, God het nog nooit sy mind gechange nie. Dit wat hy in sy boek vir ons gegee het, is nog steeds van toepassings. Al sy wette wat hy vasgemaak het, is nog steeds op ons van toepassing. Die riglyne waarvolgens ons moet lewe. Hoekom? Sodat ek en jy 'n goeie lewe kan lewe. Hierdie boek is nie geskryf om ons in te perk en aan bande te lê nie. Hierdie boek is geskryf sodat ek en jy 'n goeie lewe kan hê, 'n gesonde lewe kan hê, 'n lewe van geestelike oorwinning kan hê, 'n goeie finansies, goeie verhouding met my kinders, maar dan moet ek doen wat hierdie boek vir my sê. Anders gaan die vyand by my kom steel, slag en verwoes. Kom ons kyk nou by punt 4 na wetenskaplike navorsing rondom hierdie aspek. Kom ons kyk nou na 'n paar aanhalings vanuit artikels of ander navorsing wat deur voedselkenners, mediese dokters en wetenskaplikes gedoen is. Jy hoef my glad nie te glo nie. Doen gerus jou eie verdere navorsing en kyk wat kry jy nog alles hieroor. Nou, Dr. Ted Brower het 'n boek geskryf, Maximum Energy, en hy het geskryf, High Fat Luncheon Meats rank number 1 on the list. The list includes all pork products such as bacon, sausage, ham, pepperoni and hot dogs. It doesn't get any worse than pork. If there is one thing you learn from this book, let it be this. Don't eat pork. A pig is absolutely unfit for human consumption. It never has been fit and it never will be. As far as I'm concerned, pigs were put here by God as scavenger feeders to help clean up the environment, but they were not put here for humans to eat. According to Kerry Reams, a noted author and biochemist, one of the problems with pork and high-fat luncheon meat is that these foods digest too quickly in the human digestive system. They are literally too hot for the body to handle. They actually slow down the body's ability to fight off disease and cancer through the immune system. Bacon, perhaps the most popular pork product, is loaded with sodium nitrate. Sodium nitrate reacts with the powerful acids in your stomach to form nitrosamines, one of the most potent cancer-causing agents known to man. Again, I personally believe that pork is not fit for human consumption, even if the animals are fed grain and raised on sparkling clean floors. Want dis wat mense dadelik vir jou sê as jy met hulle hieroor begin praat. Sê hulle, ja, maar ons varke loop op sementvloere. Hulle kry nie die kos wat hulle nie altyd in die verlede gekry het. Ons gee vir hulle mooi skoon kos. Hy sê, even if the animals are fed grain and raised on sparkling clean floors, the physical, biochemical and biblical problems with pork are bad enough. But we make matters worse with the chemicals we use to process the stuff. En dan het die Duitse professor Hans-Heinrich Reckeweg die volgende ding geskryf oor the adverse influence of pork consumption on health. Hy het gesê, pork should be regarded as an important homotoxin, dit is a human poison, which initiates activities of the body's defense mechanisms. These defensive measures
then manifest themselves in a variety of illnesses. En in die volgende artikel wat ek ook daar vir jou wys nou, wat geskryf is deur Lance Wearmouth, staan daar, one thing one learns when exploring the Bible, God is very practical. There are some quite good medical reasons for following the food health laws. Here are some of them. All clean animals are ruminants, met ander woorde hulle is herkouers. That is, they have 4 stomachs. This ensures a much more thorough processing of food than is possible with 1 stomach, and less pollutants are stored in the flesh. It has also been discovered that ruminants, that is clean animals, are not subject to flesh worms. These can be acquired from eating the flesh of almost every other animal. The pig, which got special mention as unclean, stores poisons in its body fat. A snake cannot kill a pig. The poison is just stored in the fat under the skin and is ingested by anything that subsequently eats that pig. Many outback Australian properties keep pet pigs around the home buildings to deal with snakes, which come in plague proportions when the cracks in the ground where they live are closed by the swelling of the earth after rainfall. Pigs love snakes. They suck them up like spaghetti. My wife grew up with pet pigs that were kept for this purpose. Most of what we call seafood, prawns, crabs, shellfish, etc. are filter feeders. What they do is clean up the pollution in the oceans and store it in their bodies. Oysters, for instance, thrive best downstream from sewage outlets. When one eats these creatures, the pollution becomes more concentrated in our own bodies. Calcium kidney stones, for instance, are often the result of overindulgence in these foods. Fish without scales, like sharks and catfish, there's no barbers, are scavengers and are at the top of food chains. Their bodies will contain a much higher level of pollutants than creatures further down the chain. God's advice concerning food notwithstanding, the Bible makes it clear that the Christian has freedom in Christ to eat other foods, want Kolossense 2 vers 16 het gesê, dat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot 'n fees of 'n nuwe maand of Sabbat nie. So ja, as ek vir jou sê, moenie die varkvleis eet nie, dan oordeel ek jou nie dan nie. As jy jou varkvleis wil aanhou eet, veral nadat jy hierdie kennis gekry het, dan sê jy welkom om dit te doen. Ek oordeel jou nie, maar ek wil jou baie graag waarsku oor wat is die gevare van varkvleis en waarom God sou gesê het, ons mag nie varkvleis eet nie. Maar jy sien, die Here het hierdie goed geweet. Dit wat hierdie klomp wetenskaplikes met hulle navorsing agtergekom het die Here eeue terug alreeds geweet, want hy het mos geweet hoe het hy die vark geskape. En die hele punt is, die vark se liggaam het nie 'n limfklierstelsel nie. Nou jou mense limfkliere wat jy in jou liggaam het, filter die gifstowwe uit jou liggaam uit. 'n Vark het nie 'n limfklierstelsel nie. So hy kan nie daardie gifstowwe wat in sy liggaam gestoor word en opgeneem word, uitfilter nie. En onthou, die vark is uitsluitlik 'n aasdier. Hy eet enigiets. Hy eet jy weet slaaie en selfs vrot vleis of wat ook al. Hy sal enigiets eet. Hy sal omnivoor. So, daarom moet jy weet mense, dit wat hy eet gaan in sy vleis en dit word in sy vleis gestoor, die gifstowwe kan nie daar uitkom nie, en wat gebeur? Jy koop dit later en jy eet dit. So moenie vir my sê, ek oordeel jou as ek vir jou sê, jy moenie varkvleis eet nie. Nee, ek waarsku jou graag, omdat ek graag wil hê jy moet 'n lang lewe lewe, sodat die Here jou kan gebruik in goeie gesondheid, maar die vyand wil net die teenoorgestelde hê, nee. Kom ons kyk nou na hierdie testimony of a Chinese medical student, hier is geskryf deur Paul Wong. Luke was with a team of medical students doing a research project on the effects of diet on stomach and intestinal diseases such as trichinosis. The research team's method was to go to the hospitals and dissect corpses for autopsies. They based their studies on the diets of the various ethnic communities in the region. Their research uncovered the finding of the ethnic community with the highest percentage of cases with the Trichinella spiralis worm belonged to a race that had pork as its main staple diet. So, die etniese groep wat varkvleis as hulle hoofbron van vleis eet, het 'n groter hoeveelheid, 'n groter persentasie van hierdie betrokke wurmpie in hulle liggame gehad. Their research data
showed a remarkably low percentage of Jews and Muslims with the Trichinella spiralis worm in their bodies. It is significant that these two ethnic communities exclude pork and other biblically unclean meats in their diet. En weet jy, die oomblik wat jy met Christene begin praat, om te sê, hoorie, moet eerder nie varkvleis eet nie, dis nie goed vir jou gesondheid, en gaan sê, is jy 'n moslim? Ja, die moslems eet mos nie vark nie, so het jy nou 'n moslim geword? Nee, ek's 'n Christen, ek's 'n kind van die Here, wat weet wat hierdie boek sê. Jy sien, die Bybel sê julle dwaal, omdat julle die skrifte nie ken nie, en ook nie die krag van God nie. Net so dwaal ons oor dit wat ons eet, en dit wat ons aan ons monde indruk, en dit wat dit in ons liggame veroorsaak, want die Here weet mos wat dit in ons liggame gaan veroorsaak, en hy wil nie hê ons moet dit doen nie, hy wil nie hê dit moet met ons gebeur nie, want hy is 'n hemelse Vader wat ons lief het, wat ons graag wil beskerm, ook in ons gesondheid. Maar kom ons lees verder. Trichinosis from the Encarta Encyclopedia. Pronounced as trichinosis or trichiniasis trichinisis, parasitic disease caused by the roundworm Trichinella spiralis. It follows the eating of raw or inadequately cooked meat, especially pork. The larvae are released, reach maturity, and mate in the intestines, the females producing live larvae. So raai wat is binne in jou darmes as jy varkvleis eet. The parasites are then carried from the gastrointestinal tract by the bloodstream to various muscles where they become encysted. In many people, the disease exhibits no symptoms and is discovered only at autopsy, met ander woorde nadat hy dood is. In others, it causes diarrhea and other gastrointestinal symptoms as the worms multiply in the digestive tract. When the larvae circulate through the bloodstream, the patient experiences edema, irregular fever, profuse sweating, muscle soreness and pain, and prostration. There may be involvement of the central nervous system, heart and lungs. Death occurs in about 5% of clinical cases. Once the larvae have embedded themselves in the muscle tissue, the cysts usually become calcified. However, the infestation usually causes no further symptoms except fatigue and vague muscular pains. There is no specific treatment. Nou vanuit ons bediening, Autoriteit in Christus bedieninge, het ons self 'n getuienis van 'n dame wat ons ontmoet het by 'n ouer huis in Pretoria, waar ons vir etlike jare reeds bedien. Hulle het eendag gedurende 2014 varkvleis in die eetsaal gekry en sy het daarvan geëet. 'n Paar maande later het ons almal agtergekom sy begin mankloop na een kant toe. Toe sy dokter toe gaan, toe vind hulle uit dat 3 van die klein wurmpies, daai trichinosis wurmpies, waarna die wetenskaplikes hierbo verwys, het in haar brein ingegaan en haar brein begin verteer en kon hulle dit glad nie verwyder nie. Sy moes binne etlike maande daarna oorgeplaas word na 'n ander ouetehuis vir verswakte bejaardes, waar sy haarself nie eens meer kon voed of bad of self versorg nie, maar selfs gevoer moes word en sy was bedlêend tot op die einde. Sy was maar 70 jaar oud en sy is vroeg in 2016 oorlede. Mense, daar's nie eers 'n kwessie oor nie. Ons weet spesifiek, dit was as gevolg van dit gewees. Dit was daardie spesifieke wurmpies wat hierdie wetenskaplike navorsing van praat. Maar kom ons lees verder. Pigs' bodies contain many toxins, dis gifstowwe, worms and latent diseases. Although some of these infestations are also found in other animals, modern veterinarians say that pigs are far more predisposed to these illnesses than other animals. This could be because pigs like to scavenge and will eat any kind of food, including dead insects, worms, rotting carcasses, excreta, that's including their own excreta, garbage, and other pigs. Influenza or flu is one of the most famous illnesses which pigs share with humans. This illness is stored in the lungs of pigs during the summer months and tends to affect pigs and humans in the cooler months. Sausage contains bits of pigs' lungs. So those who eat pork sausage tend to suffer more during epidemics of the flu, influenza. Eating pork can also lead to gallstones and obesity, probably due to its high cholesterol and saturated fat content. The pig is the main carrier of the Tyrrhenia solium worm, which is found in its flesh. These tapeworms are found in human intestines with greater frequency in nations where pigs are eaten.
This type of tapeworm can pass through the intestines and affect many other organs and is incurable once it reaches beyond a certain stage. This is a direct quote from what the Bible says about healthy eating by Dr. Rex Russell. He attended Baylor School of Medicine in Houston, Texas and did his residency at the Mayo Clinic at Rochester, Minnesota. Kyk mooi wat sê hierdie ou. One reason for God's rule forbidding pork is that the digestive system of a pig is completely different from that of a cow. It is similar to ours in that the stomach is very acidic. Pigs are gluttonous, never knowing when to stop eating. Their stomach acids become diluted because of the volume of food, allowing all kinds of vermin to pass through this protective barrier. Parasites, bacteria, viruses and toxins can pass into the pig's flesh because of overeating. These toxins and infectious agents can be passed on to humans when they eat a pig's flesh. According to Dr. Gordon S. Tesler in his excellent book, The Genesis Diet, he says, obviously, the indiscriminate eating patterns of omnivores like pigs make them disease carriers. Pigs are known to carry up to 200 diseases and 18 different parasites and worms, including the deadly worm called Trichinella spiralis. This worm is commonly called trichinosis, and there is no known cure for these spiral worms. The trichinae worms are so small and transparent that only trained inspectors using high-powered microscopes can detect their existence. Trichinosis can cripple or even kill anyone that eats as little as a forkful of contaminated food. En dis presies wat met daai dame in die ouer huis gebeur het. Sy het maar net 'n klein bietjie geëet, maar sy is uiteindelik gekrippel, sy het heeltemal mank begin raak, sy kon later nie loop nie en sy is uiteindelik dood. Trichinosis can mimic other diseases such as arthritis, rheumatism or typhoid fever. Note, on his video, Dr. Tesler says that even cooking does not kill the trichinae worm. Pigs have more incidences of arthritis than any other known animals in the world. Arthritis may be a virus or a parasite that is transmitted from pigs to humans as a direct result of eating the flesh and blood of hogs and pigs. Perhaps many other diseases are misdiagnosed and their real cause is roundworms, gullet worms, hookworms, thorn-headed worms, trichina worms, stomach worms, nodular worms, tapeworms, as well as many other parasites found in the flesh of the unclean swine. A person may be committing slow suicide when he or she eats bacon, ham, sausage or pork chops, en natuurlik insluitend ook varkribbietjies, né? Daar's nie 'n restaurant wat nie varkribbietjies aanhou nie. The great physician, the creator of all life, admonishes us to separate the clean animals from the unclean for physical health and well-being. Kyk mooi wat sê hierdie ou, for physical health, nie geestelik nie. Many faithful church people who would never defile God's temple with cigarettes, even though smoking is not mentioned in the Bible, continue to ingest bacon, ham and pork chops, which are disease-carrying, parasite-infested, unclean foods which God commands His children not to eat. It would be futile and absurd to ask God to bless the smoking of cigarettes, yet we pray that He bless a pork chop on our dinner plate. Can we expect our Creator to disregard His own word to us so we can indulge our appetites? Onthou weer eens wat ek vir jou gesê het, nee? Jesus het gesê, elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, sal nie staande bly nie. So God se koninkryk is nie teen homself verdeeld nie. So soos wat hierdie persoon sê, dink jy regtig die Here gaan jou kos seën op jou bord as dit kos is wat lynreg teenstrydig is met sy opdragte in die Bybel? So dink jy die beskerming van die seën van God oor jou kos as jy daardie goeders dan eet? Ek dink nie so nie. Here are some facts on pork that prove it to be a very unhealthy food to eat. A pig is a real garbage gut. It will eat anything, including urine, excrement, dirt, decaying animal flesh, maggots, or decaying vegetables. They will even eat the cancerous growths of other pigs or animals. The meat and fat of a pig absorbs toxins like a sponge. Their meat can be 30 times more toxic than beef or venison.
When eating beef or venison, it takes 8 to 9 hours to digest the meat, so what little toxins are in the meat are slowly put into our system and can be filtered by the liver. But when pork is eaten, it takes only 4 hours to digest the meat. We thus get a much higher level of toxins within a shorter time. Unlike other mammals, a pig does not sweat or perspire. Perspiration is a means by which toxins are removed from the body. Since a pig does not sweat, the toxins remain within its body and in the meat. Pigs and swine are so poisonous that you can hardly kill them with strychnine or other poisons. Farmers will often pen up pigs within a rattlesnake nest because the pigs will eat the snakes, and if bitten, they will not be harmed by the venom. When a pig is butchered, worms and insects take to its flesh sooner and faster than to other animals' flesh. In a few days, the swine flesh is full of worms. Swine and pigs have over a dozen parasites within them, such as tapeworms, flukes, worms, and trichinae. There is no safe temperature at which pork can be cooked to ensure that all these parasites, their cysts and eggs, will be killed. And pig meat has twice as much fat as beef. A 3-ounce T-bone steak contains 8.5 grams of fat. A 3-ounce pork chop contains 18 grams of fat. A 3-ounce beef rib has 11.1 grams of fat. A 3-ounce pork spare rib has 23.2 grams of fat. Nou my liewe vriende, ek dink nie, ek kan enigiets meer sê oor die eet van varkvleis, wat jou kan oortuig om dit vir jou eie en jou gesin se beswil eerder nie meer te wil doen nie. Maar soos ek reeds gesê het, hoef jy my nie te glo nie. Daar is nog 'n magdom ander wetenskaplike inligting hieroor beskikbaar, wat jy self verder na kan gaan kyk. En weet jy wat? Jy kan ook op YouTube gaan kyk. Tik in pork and coke, C-O-K-E, soos Coca-Cola. En dan gaan jy sien hoeveel mense het al self hierdie eksperimentjie gedoen. En ja, net so is daar ander wat nou sê, nee, dis 'n hoax, dit werk nie, en. Maar hierdie mense bevestig dit, hulle wys dit, hulle neem dit ook vir jou af, en jy kan dit sekerlik ook self gaan doen. Ek het dit nog nie self gedoen nie, want ek sien daar is genoeg inligting op die internet daaroor, mense wat dit self gedoen het, dat hulle vir hulle varkvleis gaan koop in die winkel. Dan haal hulle dit uit die pakkie uit. Met ander woorde, dit is klaar in die pakkies verseël gewees, lang geslag, skoongemaak, alles. Dan sit hulle dit in 'n silverbak. Dan gooi hulle Coca-Cola oor dit. Binne 2 ure begin daar wurmpies uit daardie vleis uitkom. En 'n vriendin van ons het jare terug vir my gesê, weet jy Jan, toe ek 'n klein dogtertjie was op die plaas, as my oupa en my ouma bees geslag het, vark geslag het en skaap geslag het, dan vat ouma 'n stuk beesvleis, 'n stuk varkvleis en 'n stuk skaap, 'n stuk skaapvleis, dan sit sy elkeen op 'n bord en elkeen met van hierdie doilies oor hulle wat die ou mense altyd gehad het. Sy sê, en dan het ouma vir ons gesê, gaan speel buite, maar kom net so nou dan hier verby, dan kyk julle wat gebeur met hierdie vleis. Sy sê, Tiaan, dis nie baie lank gewees nie, dan begin die wurms uit die varkvleis uitkom. Dan is daar niks in die skaapvleis nie, daar is niks in die beesvleis nie. So weet jy wat, my liewe vriende, God wil graag hê, jy moet 'n gesonde lewe lewe. So hoe lank wil jy nog aangaan om hierdie goed, wat die Bybel ons van waarsku, die vleise wat nie gesond is vir jou nie, te eet? Maar jy sien, die wêreld, onthou Satan ken ook die Bybel. So Satan weet wat die Bybel sê. So wat doen hy? Hy kry die slimste mense om vir jou te probeer sê, nee, maar vandag se varke is anders as die ander varke van daai tyd. Vandag se varke het nie meer die wurmpies nie. Wel, dit is nie waar nie. Hier het ek vandag vir jou moderne wetenskaplike navorsing gewys wat sê dit gebeur vandag nog. En net jy kan besluit of jy hierdie goeders nog gaan eet of nie gaan eet nie. En net jy kan besluit of jy dit nog vir jou kinders gaan voer. En dan nie na die tyd sê ouma spyt kom te laat as een van hulle siek word met van hierdie wurms of wat ook al die geval mag wees nie. Die keuse bly egter net joune. Ek kan nie namens jou kies nie. Ek kan net vir jou sê, dis nou al amper 7 jaar wat ek en my vrou en my gesin nie varkvleis eet nie. As ek die keuse het by 'n restaurant of 'n ding, dan kies ek iets wat nie varkvleis het. Of as daar bacon by kom, vat ek vir al die bacon uit, sit vir my nog meer chips by, of sit vir my 'n eier by, of sit vir my 'n boereworsie by, of wat ook al die geval mag wees. Ek eet nie daardie bacon nie. So die keuse is nou jou wat jy gaan doen met hierdie inligting wat ek sopas vir jou gegee het. Nou by hoofstuk 5 gaan ons kyk na wat van skulpvis. Dr. Ted Brouwer skryf in sy boek I'm referring to shellfish
which includes lobster, crab, shrimp and prawns, oysters, scallops, mussels and clams. There are 3 reasons I have eliminated these foods from my diet. First and foremost, I am inclined to exercise extreme caution any time that God's word warns mankind about particular foods. I am convinced there was and is more involved in the kosher food laws than mere religious separation. Second, the 10 foods you should never eat list is based on clinical research findings, not the personal diet opinions of 1 or 2 people. Third, this group of animals is being contaminated by environmental factors at an alarming rate, and they are passing along contaminants to everything and everyone that eat them. Some people have known this for centuries. Let me clarify the fact that we should avoid shellfish, but I did not say avoid seafood. Fish is an excellent choice for a low-fat, high-energy diet, but avoid shellfish. These foods may taste good, but they are pure trouble when it comes to your physical health. Let's do a reality check. If God himself said, don't eat it, don't you think he has already figured out our best diet? After all, we were created in his image. My focus is upon the carcinogenic, that's the cancer-causing, and pathogenic, the disease-causing components embedded in the flesh of these carnivorous scavengers and filter feeders of the sea. No one needs these deadly ingredients in their diets. Many of the shellfish varieties named above show up in major news releases year after year as being infected with deadly viruses, bacterial agents, and chemical contaminants. These factors only heighten the biblical warnings God gave us about foods to be avoided. We need to remember that shellfish such as crabs and lobsters are flesh eaters. They are not picky eaters. They will eat the decomposed flesh of diseased carcasses just as quickly as they will eat the flesh of living prey, and there is plenty of decomposed material on the bottom of the sea. This is how their bodies collect all the toxins, contaminants and waste products brought to them by the globe-circling currents of the sea. So liewe vriend of vriendin, besluit jy nou self, hoe lank jy nog enige van hierdie dinge wil eet of het aan jou gesin en kinders wil voer. Dit gaan baie beslis niks aan jou geloof doen nie, maar soos reeds gestel, kan dit veroorsaak dat jy en of van jou kinders gouer in die hemel uitkom as wat jy gedink het. En dan kan jy sommer self aan die Here verduidelik hoekom jy sy duidelike waarskuwings oor hierdie tipes vleis blaatant verontagsaam het, veral nadat jy nou nuwe kennis daaroor opgedoen het. Jy sien, weer eens, elkeen van ons moet sy eie keuse maak. Joshua, net voor hy sterf, in Joshua 24 vers 15, hy praat met die volk van God en hy sê vir hulle, kies julle wie julle wil dien, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. So weer eens, as ek by jou kom, en jy vra vir my, wat eet ek, en wat eet ek nie, gaan ek vir jou sê, ek eet nie varkvleis nie. En as jy vir my varkvleis gaan voorsit, nadat ek vir jou gesê het, ek eet dit nie, moet jy maar net weet, ek gaan dit nie eet nie. Maar het is wel ook so, dat mense in situasies kom, waar mense niks anders het nie, en hulle gee dit aan jou om te eet, uit die diepte dankbaarheid van hulle hart uit, en dan mense, moet jy bid en vir die Here vra, Here, nou moet U my beskerm, want hierdie arme mense het niks anders nie, hulle het nie die kennis oor hierdie vleis nie, maar ek gaan nou die kennis aan hulle oordra, want ek was al in sulke situasies gewees. Maar die punt is, wanneer ek 'n keuse het, en ek kan vir iemand sê, of ek het 'n keuse op 'n spyskaart, jammer, ek gaan nie varkvleis eet nie, en ek gaan ook nie varkvleis in my huis inbring nie, ek soek nie enige van hierdie krab, kreef, mossels, prons, shrimps, noem het wat jy wil, calamari, ek eet dit net nie meer nie. Ek eet 'n gewone vis wat ek weet, wat vinne en skibbe het, lekker stukkie hyk, bly nog steeds 'n lekker stukkie hyk. As 'n goeie vis is goed vir jou om te eet, so jy maak die keuse. Maar dan kan jy ook sê, Gesteen, maar jy weet, ons het al hierdie jare hierdie onkunde gehad. Ja, ons het hierdie onkunde gehad. Ek het ook hierdie onkunde gehad. En voorheen in my en Joey se lewe, voor ons die Here leer ken het en hierdie goed begin ken het ons self gereeld van ons 'n klein ou speenvarkie laat slag en allerlei stukkies laat opsny en man was die choppies lekker en was die neck steaks lekker en al hierdie tipe van goeders. Maar toe ons hierdie kennis kry, toe het ons opgehou. Nie omdat ek bang is ek gaan hel toe nie, omdat ek kan sien dit kan iets aan my gesondheid doen. En ek wil graag gesond lewe, sodat die Here vir my kan seën met 'n lang lewe en ek nog meer siele in sy koninkryk kan inbring.
Maar prys die Here vir Handelinge 17 vers 30. Want Handelinge 17 vers 30 sê, God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle moet bekeer. So ja, die onkunde wat jy gehad het rondom varkvleis en skulpvis en hierdie goeders, het God oorgesien. Maar nou het jy nuwe kennis. Wat gaan jy nou doen met hierdie nuwe kennis wat die Here vir jou gegee het uit hierdie kort DVD'tjie van my? Want mense, ek kan net vir jou sê, daar is getuienisse daar buite van mense wat siek geword het, dood gegaan het as gevolg van die eet van varkvleis. En so moet jy dan nou ook kies wat jy gaan doen. Die Here het vir ons 'n vrye wilskeuse gegee. Ek weet net God het ons lief. Ek weet hy's 'n pa wat vir ons die beste wil hê, wat sê, hier is my kind, eet hierdie, dan sal jy gesond wees, maar moenie hierdie eet nie, want dit is nie goed vir jou nie. God is God. Hy het my liggaam geskape. Hy weet wat my brein nodig het, hy weet wat my lewer nodig het, hy weet wat my niere nodig het, en daarom het hy ook gesondheidsreëls ingeskryf in die Bybel in. En ja, weet jy wat, baie mense sal ook weer kom met lang argumente oor, nee, hoekom ons net groentes moet eet en dis meer, na aanleiding van Genesis 1 vers 26 tot 28. Maar, nee, ek sien ook dat die Here vir ons sê in Genesis 9 vers 2 en 3 het hy vir Noag gesê, al die diere gee ek vir julle, ook as kos, so ons mag ook vleis eet, net soos wat Jesus self ook die paaslam geëet het saam met sy disippels, hy het vleis geëet saam met sy disippels, so ons mag die vleis van die reindiere mag ons wel eet, vandag nog, maar die keuse is natuurlik net joune. En mense, weet jy wat, selfs met hierdie DVD waar ons praat oor gesondheid, dis tydelik, dis nou, dis vir my liggaam, maar ek wil vra, as jy nog nie geestelik gereed is, om jou maker te ontmoet nie, as jy nog nie jou hart vir Jesus Christus gegee het nie, as jy hom nog nie aangeneem het nie, as ek afgesluit het nou, sal ons 'n gebed laat rol aan die einde van die DVD, wat jy dan kan bid om jou saak reg te maak met die Here, seker te maak dat jy in die ewigheid saam met hom sal wees, en dan vir hom te vra om deur sy Heilige Gees die woord vir jou te begin openbaar. Maar onthou mense, ons dien nie 'n dooie God nie. Want Jesus sê in Openbaring 1 vers 17 en 18, ek is die eerste en die laaste en die lewende, en ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid, amen. En alle eer gaan aan Jesus Christus van Nasaret. Alle eer vir hierdie wonderlike God wat ons lief het, wat ons wil verlos, wat wil hê ons moet in die ewigheid saam met hom wees, maar wat ook wil hê ons moet nou hier op aarde gesonde liggame kan hê. Ek loof die Here. Kom ons bid saam. Vader, in die magtige naam van Jesus, dankie dat U so goeie God is, dankie dat U die kennis wat U het met ons wil deel, dat ons ook gesond kan lewe fisies hier op aarde, maar Here, ek wil bid, as daar ook mense is wat gaan bid vandag om hulle harte vir die Here te gee op grond van hierdie gebed, aan die einde van hierdie DVD, dat hulle met oop arms sal verwelkom in die koninkryk en dat U hulle ook sal leer deur die Heilige Gees, om dan ook gehoorsaam te raak in die Bybel, rakende die gesondheidsreëls, en hoekom ons sekere vleise nie mag eet nie. En dankie Here dat ons kan vra dat U ons sal seën, ons by die hand sal vat, en dat die Heilige Gees die naprediker sal wees van hierdie woord, sodat U alleen verheerlik kan word in ons almal se lewens. In Jesus se naam, amen.